Halleluja. Goeiemôre, hallo kerk. Is julle so bly om my te sien soos ek is om julle te sien? Wonderlik, wonderlik. Dankie Tannie Isabie. Dit is vir my amazing om te sien wat aangaan en wat besig is om te gebeur in hallo kerk. En voordat ek die aanlyn gehoor groet, wil ek vir julle sê ek is ongelooflik opgewonde met wat die Here besig is om te doen. Kan ek 'n amen kry of 'n handeklap kry? Want ek weet die Here is getrou. Ek weet hy is getrou. Al voel dit nie altyd so nie. Al lyk dit nie altyd so nie, maar hy is getrou. Gee my gou 'n geleentheid net om die aanlyn gehoor te groet. Julle is so welkom saam met ons. Mag jy ook die woord ontvang en mag jy beleef daar waar ook al jy kyk, mag jy weet dat die Here in jou lewe ook inspreek. Ek het 'n woord wat ek met julle wil deel vanoggend, wat naby aan my hart is. En laas Sondag sit ek hier voor en luister vir my liewe man. Ek partykeer voel of hy my pak slaag, ja? Ek seker hy het nie net my pak slaag gegee nie. Ek dink 'n paar ander het dalk 'n pak slaag gekry. Maar dis nodig. En weet julle hoekom is dit nodig? Ek sit met my seentjie gister en hy het rugby gespeel en dis 'n nuwe ding, dis 'n oorbrugging, dis die eerste keer wat hy tackle rugby speel. En ek sê vir hom, onthou seun, dis iets niets. Maar as jy nie jou heel beste gaan gee nie, daar's 'n klein leeuetjie binne in jou in elke omstandighede van lewe. En daai leeuetjie het nodig om te brul. En wanneer ek en jy ons heel beste gee ons spasie vir daai leeuetjie om te brul. En wanneer ons nie 'n goeie dag het nie, wanneer ons nie 'n goeie game het nie, maak nie saak nie. Wanneer ons 'n geleentheid gegee het vir daai leeu om te brul, is wanneer ons op 'n plek kan wees wat ons uitlewe dit wat die Here vir my en jou gegee het. En ek sien vanoggend vir Marlies, sorry Marlies, ons sit jou baie op die spot vanoggend, met haar krikke. Het sy gisteraan vir my laat weet, sy het haar toon gebreek. En ek sien haar vanoggend, is daar iets wat binne in my hart wakker word. Sy kon gekies het om te lê. Of sy kon gekies het om vanoggend op te staan, al is dit om te sit en te doen dit waarvoor die Here haar geroep het om te doen. En dis waar in jou en in my lewe. Elke liewe dag het die Here vir ons gegee as 'n geskenk. En ek en jy kan elke dag kies wat ons daarmee gaan maak. Gaan ons opgee wanneer ons op krikke loop? Gaan ons opgee wanneer dit voel of dit buite ons plek is, buite ons omstandighede is? Of gaan ek en jy kies vanoggend om te sê, ek gaan lewe en ek gaan lewe in oorvloed? En met dit het ek 'n boodskap wat ek getitel het, 'n lewe wat getuig. 'n Lewe wat getuig. En dit gaan oor die krag van vreugde. Die krag van vreugde. Terwyl ek laas Sondag hier voorsit, is dit asof die Here met my praat. Wie het 'n moeilike 2025 gehad? Kan ek net gou 'n wave kry? Vir wie dit gevoel asof dit hou net nie op nie. Dit voel of daar nog iets is en nog iets is en dan jump jy in hierdie boot en daar bly net elke keer nog iets kom. Maar dit is asof die Here met my laasweek gepraat het oor vreugde. En ek gaan vir jou sê vandag, ons is mos familie. In die sitkamer deel ons mos als. Korrek? Ek gaan vir jou sê, 2025 was 'n rowwe jaar. Hy was nie maklik nie. Ek en ek praat in die week, hy was moeilik, baie moeilik, maar die Here is so getrou. En ek en jy kan kies om in die moeilike omstandighede vreugde te hê. Ons kalenders is so vol, ons to-do-lys is so besig. My man het so notes op sy telefoon en dan skryf hy alles wat hy moet doen daarop. Maar die ding lyk vir my of hy nooit korter word nie, hy word net langer. En in die week help iemand om hom soeke dots te sit, dan kan hy aftik wat hy klaar gedoen het. En ek sê vir hom, ek dink nie hierdie gaan werk nie, want jy hou daarvan as hy bietjie korter raak. Dit gee vir jou 'n bietjie 'n hupstoot om aan te gaan. So al hierdie baie dinge wat ons moet doen, kalenders is vol, maar te midde van hierdie waar ons so besig is, kom die Here in Johannes 10 vers 10 en hy herinner ons, die dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed.
Die Engels sê, in abundance, dit beteken meer as wat ons huidiglik beleef, in oorvloed. Dit beteken ek en jy kan nie net lewe nie, ons moet lewe in oorvloed. Ons kan nie net oorleef nie, ek en jy kan kies om te lewe. Nie net om te werk nie, maar elke oomblik te geniet. Nie net om lief te hê nie, maar om lief te hê soos Jesus lief het. En soms vergeet ek en jy, deur hierdie gejump van een boot na 'n volgende een, van die een omstandighede na die volgende omstandighede, vergeet ek en jy dat elke dag is 'n seën. Jy wat ver oggend voor my sit, ek wat ver oggend wakker geword het en asem in my longe, is 'n seën. Elke dag, elke glimlag, elke gesprek is 'n gawe wat die Here vir my en jou gegee het. Partykeer is ons so in hierdie ding besig om die Here te vertrou, geloof te hê vir die volgende, hoop te hê, geloof te hê, uit te stap. En dan dink ons partykeer geloof is om so te loop. Voel julle ook so? Here, ek gaan dit doen, maar dit lyk of so. Die Here het nie vreugde uit geloof uitgehaal nie, want God is die bron van vreugde. As hy vir jou sê, hê geloof, dan gee hy saam met daai geloof vir jou 'n lewe in oorvloed, wat beteken ek en jy kan kies om vreugde te hê te midde van ons omstandighede, te midde van dit waarvoor ek en jy die Here vertrou. Jy is nie toevallig hier nie. Jou lewe is nie veronderstel om leeg te wees nie. Maar wanneer laas, as ek en jy gaan vir mekaar eerlik in die oë kan kyk, wanneer laas het ons net stil geraak vir 'n oomblik en regtig vir die Here dankie gesê. Dankie gesê vir 'n kosbare lewe wat hy vir my en jou gegee het. Jou kinders. Ons kan partykeer so lekker lag, dan weet ons eintlik nie oor wat ons lag nie. Nou die dag ry ek en Eckhart skool toe en ek lees hom 'n grappie en ek het so gelag. Daai oomblik wat jy voel, jy moet knyp, daai oomblik. Daai is dinge wat die Here wil hê ons moet geniet. Die lewe is nie veronderstel om swaar en hard te wees nie. Ja, daar is storms. Daar is storms. Maar Vivian Green sê, lewe is nie om te wag dat die storm verbygaan nie, maar om te leer dans in die reën. Ek en jy gaan elke dag deur 'n storm. Of dit deur moeilike keuses is, of dit deur omstandighede is, maar ek en jy kan kies, gaan ons hierdie storm verlaat, of gaan ek en jy kies om te dans in die reën. Al is dit partykeer daai met die sambreel. Dit wat my en jou veilig hou, dit wat ons voel, ons keer om nat te word nie. Maar hallo kerk, ek en jy kan kies vandag, om maak nie saak wat 'n storm om ons aangaan nie. Dit maak nie saak waarvoor ons Here vertrou nie. Kan ek en jy kies om in vreugde te beweeg? Kan ek en jy kies om te sê, ons gaan lag en dans in die reën? Dis waaroor lewe gaan. Die Here sê vir ons, hy gee vir ons lewe en lewe in oorvloed. Al is dit al wat jy vanoggend onthou, dat jy 'n lewe in oorvloed, wat vol vreugde is. Amen. We gaan met julle 3 punte vasmaak. En ek wil jou aanmoedig om regtig te besef vanoggend dat vreugde is 'n keuse. Vreugde is 'n vrug van die Gees. En wanneer ek en jy kies om in hom en deur hom te lewe en hy in ons lewe, het ons die keuse om vreugde te beleef. Maar wanneer ek en jy dit nie gaan kies nie, wanneer ons konstant so gaan loop, gaan ons toelaat dat die duiwel ons vasperk en vashou en toe omvou met bekommernisse, met vrese. Wanneer ek en jy kies om vreugde te hê in 'n wêreld waar dit lyk asof alles hard is, so word die Here my en jou gebruik deur 'n glimlag op ons gesig om 'n verskil te maak in 'n wêreld daar buite wat dit so nodig het. En my eerste punt is, hou jou hart oop vir die reis.
hou jou hart oop vir die reis. So geneig, wanneer dit moeilik gaan, wanneer ons voel, ek wil nie meer nie, om ons harte toe te maak, en selfs die Here kan nie eers daarin kom nie. Maar ek wil jou vra vandag, en ek en jy kies vanoggend om ons harte oop te maak, ons harte oop te maak om voluit te lewe, om bewus te lewe, om te weet dat elke dag 'n geskenk is. En mag jy weet, dis lekker om te lag vir 'n lekker grappie. Dis nie sonde om te lag vir 'n lekker grappie nie. Ek praat vanoggend met iemand oor klere, en hoe lekker dit is om nuwe klere te hê, want dan hoef ek nie te dink om wat om môre aan te trek nie. Party van julle weet al gister wat julle môre aantrek. Maar lewe is lekker. Ek hou van 'n nuwe stel tekkies, julle sal dit al gesien het. My man nog meer. Dis hoekom dit so lekker is om my man te hê as my man. Hy like shopping en baie. So as hy tekkies kry, dan mag ek ook tekkies kry. Dan kom die kinders, maar waar is myne pappa? Sien, dis lekker, lewe is lekker, ons moet elke oomblik daarvan geniet. Ons kan nie toelaat dat ons harte toevou op 'n reis waar ons bewustelik moet lewe nie. Psalm 90 vers 12 sê, leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. En alles wat ons doen, kan jy jou hart oopmaak om wys te wees in elke oomblik van elke dag. Psalm 118 vers 24, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Is dit net Vrydag? Vir party van ons ja. Laat die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Dis nie net 'n Vrydag nie, dis nie net 'n Saterdagoggend se laat slaap nie. Dit is elke dag het die Here gemaak en mag ek en jy kies om elke dag daar bly te wees. Ons is so bekommerd oor wat kom, ons is so bekommerd oor die toekoms, oor waarheen is ons op pad, dat ons baie keer die onmiddellike verloor. Party dae, dink ek terug aan gister, dan weet ek nie eers, wat het ek gedoen nie? Sien, wanneer ek en jy ons harte oopmaak vir lewe, lewe ons bewustelik. Ons proe elke oomblik om dit te geniet. Die lewe is nie dit wat ons verdien nie, maar dit is 'n gawe uit die hand van die Here. En ek kan jou vandag beloof, hy het my en jou nie op hierdie aarde gesit om te suffer nie. Hy het ons hier gesit om lewe te geniet, om 'n verskil te maak aan 'n wêreld wat dit nodig het. En as ek en jy, as mense wat kies om Jesus lief te hê, met 30 sakke meel op ons rug te loop, is nie 'n goeie prentjie nie. As ek vir my sê dit gaan goed, en hy loop so, dan gaan ek definitief dink, dit gaan goed nie. Maar wanneer hy kies om te beweeg in 'n plek waar hy glimlag, te midde van wanneer dit sleg gaan, wys dit vir my dat hy weet wie sy bron is. Sy bron gee vreugde en lewe in oorvloed. So ek en jy het 'n keuse om anders te lewe. Ek en jy het 'n keuse om te lag saam met ons kinders. As jy nie kinders het nie, ek lag baie vir myself. Baie keer doen ek so goed wat ek dink, waarmee is jy besig? Maar dit is baie keer nodig. Ons kan nie vir ander mense lief wees as ons nie vir onsself lief is nie. Kan jy jou hart oopmaak vir jouself? Hierdie vreugde wat ek en jy kan kies, verloor ons baie keer wanneer ons so gejaag is van die een seisoen na die ander seisoen. Dit is nog eers klaar uitgefigure wat nou aangaan nie, maar ons jaag na die volgende seisoen toe. Kan ek jou aanmoedig om elke oomblik te geniet? Kan jy dankbaar wees vir elke oomblik? En ek en jy kies om dankbaar te wees, dan gaan ons sien dat elke dag is heilig. So ons kan wakker word in die oggend met 'n gejaag uit die bed uit nie, maar kan ek en jy vir 'n oomblik stil sit, ons koppie koffie geniet en vir Here dankie sê vir 'n nuwe dag. Dankie sê dat ek vandag 'n verskil kan maak in iemand anders se lewe. Al is dit net deur 'n smile, al is dit net deur 'n lag, al is dit net om Jesus se hande en voete te wees.
Ek en jy het nie nodig om enigiets te sê nie. Maar jy en ek het 'n reuk wat ons loslaat, wat mense laat toelaat om te kom waar jy is, want hulle wil hê wat jy het, want dis Jesus. Maar as ek en jy kom uit 'n plek van dankbaarheid uit, dan kan ons sê dankie, Here, vir 'n nuwe dag. Hierdie is nie altyd maklik nie. Ek sê nou vir julle asof dit maklik is, asof ek dit elke dag reg kry. Maar dit is nie die realiteit nie. Maar kan ons kies van vandag af? En wanneer ek en jy, ons almal wat ons hande opgesteek het vir 2025, vir 'n oomblik gou stil raak en net gou terugkyk. Te midde van hoe moeilik dit was, kan jy besef hoe goed en getrou die Here was in elke stap. En ons voel partykeer hier teen November, Desember, ons is nou oor dit. Ons is nou oorgeleer, oorgesport, oorgewerk, oorgemeeting. Maar daar's nog 'n geleentheid. Wanneer ek en jy besef, daar's nog 'n geleentheid en ons kan dankbaar wees vir elke oomblik, verander ons perspektief. En vreugde groei nie uit 'n gemaksone uit nie. Vreugde is 'n keuse wat bou in jou hart, dat jy weet dat die Here is goed. As ek en jy kies om 'n hart te hê wat oop bly, gaan ons kies dat teleurstellings, haat, vrees ons nie toefou nie. Want dit gee 'n houvas op die duiwel vir my en jou lewe. Maar wanneer ek en jy kies om vreugdevol te wees, kan die Here kom en 'n hart oopmaak en 'n hart wat klip is, verander in 'n hart van vlees. Die Here soek nie vir perfekte mense nie. Hy soek 'n oop hart. Iemand wat sê, ek is bereid. Ek wil. Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wat ek en jy dink en doen in ons harte, sê wat ons hele lewe bepaal. Wat kies jy vanoggend? Wat kies ek vanoggend? Gaan ons kies dat ons harte toemaak, verhard, of gaan ons kies dat vreugde deur ons lewe 'n getuienis sal word van God se goedheid? Wanneer my en jou hart oop bly, kan die Here kom, dit vorm, dit bou en dit vul met sy vrede. Esegiel 36 vers 26 sê, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Hier moet ons besef, Israel is in daardie oomblik in ballingskap. Afgedwaal, sondige lewe. Hulle harte was so hard soos klip. Maar die Here het beloof om hulle te kom herstel. Nie net om vir hulle die land te gee nie, maar om hulle aan die binnekant, aan die innerlike te herstel. Om vir hulle 'n nuwe hart te gee. 'n Hart wat ontvanklik is vir sy wil. En 'n nuwe gees. Sy gees, wat hulle sal lei en hulle sal verander. Kan ek en jy toelaat dat die Here kom om ons harte sag te maak? Selfs in 'n tyd waar daar teleurstellings was. Selfs in 'n tyd waar ek en jy seer beleef het. Wanneer ek en jy kies om in dankbaarheid te lewe, dan herinner 1 Tessalonisense 5 vers 18 ons, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Jesus Christus van julle verwag. Daai moeilike tye, kan jy besef, jy haal nog asem. Jy het nog 'n kind wat glimlag. Wie wil partykeer nog 'n kind wees? Halleluja, dis nie net ek nie. Toe ek in die huis is, wil ek uit die huis, want ek wil my eie keuses maak. Ek wil self doen, ek wil self gaan, ek het nie lus vir vrou nie. En wanneer jy in jou eie huis is, dan besef jy wil eintlik terug aan huis toe. En wanneer ek vir my kindertjies kyk, dan sê ek partykeer, julle vra net, maar julle verstaan nie dat geld groei nie van bome af nie. Oh, ja, mamma, dit sal lekker wees. Ek ja, dit sal lekker wees, maar ek dink nie ons sal enige bome oor hê as ek dink aan die mense wat lewe nie. Verstaan, dis as ons elke oomblik net kan geniet. Dankbaarheid is nie net om dankie te sê nie,
maar dit is om te weet dat jy dien 'n God wat meer as genoeg is. Wanneer ek en jy met dankbaarheid lewe, verander ons perspektief. Ons kyk so baie vas in die probleem. Maar wanneer ek en jy bly vaskyk in die probleem, sien ons verlies. Maar as ons perspektief verander, in dankbaarheid kan ons 'n probleem sien wat potensiaal het. En wanneer ek en jy potensiaal sien, sien ons vrug. As ek en jy met 'n oop hart lewe en besef vanoggend dat ons verander ons perspektief in dankbaarheid, gaan elke probleem met 'n oplossing. Maar wanneer daai oplossing gebruik word om vrug te dra, het ek en jy gewen. Moenie toelaat dat probleme bo jou gaan nie. Ons sit baie keer so vas voor 'n probleem, ons weet nie eintlik waarheen om te gaan nie. Ons word geïrriteerd, gefrustreerd, maar dis in daai oomblikke waar die Here vir jou wys, hier's 'n oplossing. En wanneer ek en jy daai oplossing vat, ons perspektief verander en vrug sien, verander ons prentjie. Dit bring my by punt 2, is laat vreugde jou getuienis wees. As ek en jy vanoggend kies om met 'n oop hart te lewe, dat die Here kan kom en ons harde hart uithaal, vir ons wys dat vreugde is wat hy vir ons gee, 'n lewe en 'n lewe in oorvloed. Wanneer ek en jy daai besluit maak vanoggend, kan ek en jy toelaat dat vreugde ons getuienis sal wees. Psalm 126 vers 2, ons het gelag en gesing, en onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Hierdie lag wys dat die Here gekom het en herstel gebring het vir 'n nasie wat in ballingskap was. En wie het gesien? Nasies het gesien dat die Here goed is. Wanneer die wêreld na my en jou kyk, kan hulle sê, "Joe, daai ou is deur baie." En hy glimlag nog steeds. Dit moet die Here wees. Kan ek en jy so lewe lei, dat ons kies om te midde van ons omstandighede lewe te hê in oorvloed, sodat ons vreugde in en deur ons kan wys dat ons dien 'n lewendige God wat vir ons alles wil gee, te midde van ons omstandighede. God het nie bedoel dat hierdie lewe swaar moet wees nie. Ek dink baie keer maak ek die lewe vir myself swaar. Hallo? Baie keer kies ons self ons eie probleme. Maar die Here het nie gekom om vir jou 'n lewe te gee sodat jy swaar kry nie. Hy het vir jou 'n lewe gegee in oorvloed. Kan jou oë vol lig wees en jou hart vol vreugde wees. Ons dink soms, wanneer ons wysheid soek, moet ons ernstig wees, ons moet versigtig wees en ons moet net so gaan. Maar wysheid is nie net dit nie. As jy verstaan vandag dat vreugde 'n vorm is van geloof. Vreugde is 'n vorm van geloof in die wysheid wat ek en jy kry by die Here. Psalm het ons gesê, ons moet elke dag soek vir nuwe wysheid in ons omstandighede. Maar wanneer ek en jy kies om te lag, en ek en jy kies om lewe te geniet, wys ons dat ons nie op ons omstandighede rus nie, maar dat ek en jy die Here vertrou. Lag is nie oppervlakkig nie. Dit is genesend. En die woord sê vir ons in Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike mens is 'n gesonde mens. 'n vrolike mens is 'n gesonde mens. Hoor julle my? So ons is nie siek nie. Ons is vrolik en ons sal 'n gesonde mens wees. 'n neerslatige mens raak uitgeput. Maar dis 'n keuse. Ek en jy moet leef elke dag asof hierdie ons laaste is. Maar met hoop asof dit ons eerste is. Gebruik jou tyd vir dinge wat blywend is. Mense, liefde, lewe. Kies wat jy nodig het om vir jou vreugde te bring. En wanneer jy in 'n storm is, soos Jona, gaan die Here jou nie los nie.
maar moenie jou vreugde verloor nie. Wees 'n getuienis vir die wêreld. Nehemia 8 vers 10. Nehemia, die goewerneur, die skrifgeleerde, die priester Esra en die leviete wat die gemeente onderrig het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie en moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. In daai oomblik toe hulle die wet hoor, het hulle gehuil en getreur want hulle weet hulle het geval in sonde. Maar hier kom Nehemia en Esra en herinner hulle dat die Here het hierdie dag vir hulle gegee. Moenie treurig wees nie. Dit klink soos 'n woord wat ek redelik baie in ons huis gebruik. Nie treurig wees nie. Ons moet doen, ons moet werk. En hier herinner hy hulle, moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Hierdie is 'n nuwe dag wat die Here vir my en jou gegee het. Vreugde is meer as net 'n emosie. Dis 'n keuse wat 'n wapen word. Wanneer ek en jy kies om vreugde te vat, om vreugde te lewe, is dit 'n wapen teen moedeloosheid. Dit beskerm ons hart teen moedeloosheid. Elke keer as jy kies om bly te wees, al voel ons moeg, al voel ons oorweldig, sê ons, ek weet, hy lewe. Dit is 'n wapen. Filippense 4 vers 4 skryf Paulus, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Ons moet hierdie verstaan, Paulus skryf Filippense uit die tronk uit. Nie op 'n piknikspot bo in die berge wat vir die wêreld se liggies kyk nie. Hy skryf dit uit die tronk uit. Wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Hy kan glimlag te midde van sy trane. As ek en jy vasgevang voel vanoggend, soos Paulus, kan ek en jy kies om steeds bly te wees. Kan ek en jy onsself vir 'n oomblik in sy skoene plaas. Dis baie keer so maklik om vingers te wys. Maar kyk hoe doen daai en kyk wat maak daai en. Maar kom ek en jy en vat 'n stapie terug en ons sê, kom ek sit myself net vir 'n oomblik in sy of haar skoene. Die Here het my lief, net soos wat hy hulle lief het. En dis in daai oomblik wat ons baie keer ons vreugde verloor. Ons is so op die pad af om te kyk wat mense doen en sê, dat ons baie keer ons vreugde verloor. Haal jouself uit daai omstandighede uit en kies vandag om 'n getuienis te wees vir 'n wêreld wat dit nodig het. Wanneer ek en jy lag, breek ons daai houvas van bekommernis. Ek sê glad nie vanoggend bekommernis gaan nie daar wees nie. Dit gaan kom. En dis waar ons die Here moet vertrou. Maar ek wil jou vanoggend uitnooi om lewe saam met my te geniet. Om 'n gemeenskap aan te raak waar mense lag, waar dit lekker is om te lewe, waar dit lekker is om kerk toe te kom. Wanneer jy kies om te glimlag, maak jy ruimte vir God om jou siel te vul met vrede. Jesaja 61 vers 3. Die dag waarop hy vir Sion in die wat treur eer in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te verander. Hier bring God 'n ruiltransaksie. Swaar. En jou swaar kry vanoggend, verklaar ek oor jou dat die Here se vrede en vreugde oor jou sal wees. Die vreugde is nie dat dit net genesing sal bring nie, maar dat dit 'n plek sal wees van herstel. Waar my en jou hart kan verander van daai klip, dat ons kan herstel en besef dit wat die Here vir my en jou het. 'n Hart vol blydskap wys vir die wêreld dat Jesus lewe. Dis hoe ek en jy begin om te getuig in en deur ons lewe sonder om 'n woord te sê. Sonder om 'n woord te sê. Sondagoggend is my so lekker om hier in te hardloop en ons hardloop letterlik hier in. Maar dit is so lekker om gesigte te sien wat lag, wat reg is vir 'n geselsie, wat 'n grappie wil maak. Nee. Partykeer maak ek en Eckhart lekker grappies met mekaar. Ek kan kies
of ek vir hom gaan kwaad wees. Ons moet mekaar leer, nê? Ons sal 'n bietjie eendag ons getuienis vertel. Maar ons moet mekaar leer. Want ek sal 'n grappie maak en dan dink hy glad nie dis snaaks nie. Dan sê ek van, maar dit was net 'n grap. Ja, man, sal hier so. Of andersom. Ja, maar dit was nou 'n onnodige tyd. Jy het nou regtig die onmoontlikste tyd gekies om hierdie grappie te maak. Dit is so ernstig. Maar kan my en jou lewe getuig van God se goedheid sonder dat ons enigiets sê. Vreugde is nie net 'n emosie nie. Dis 'n oorvloedige teken van die teenwoordigheid van die Here. Bring my by my laaste punt. As ek en jy ons harte oopmaak, as ek en jy kies dat ons lewe 'n getuienis sal wees deur vreugde, kan ek en jy kies om teen die stroom lief te hê. 1 Korintiërs 13 vers 13, en nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Om lief te hê is soms die moeilikste deel. Maar dit is die mooiste ding van die lewe. Dit vra vir 'n oop hart in 'n wêreld wat so maklik hard word. Geloof is dit wat my en jou vashou. Hoop is dit waarheen ek en jy kyk. Maar liefde verbind my en jou hart met God. En is juis hy daai liefde dat blydskap, vrede en oorwinning bring. As ek en jy kies om teen die stroom lief te hê in 'n wêreld wat God se liefde eerste nodig het, kan ek en jy sag bly wanneer die wêreld om ons hard word. Kan ek en jy kies om te vergewe sonder om vas te hou. Kan ek en jy kies om te gee en nie terug te hou nie. Die woord sê vir ons, wanneer ons in hom lewe en hy in ons is sy liefde in ons. En wanneer ons uit Jesus se liefde uit lewe, kom ons dan uit op 'n plek wat ons makliker kan vergewe, want Jesus het my en jou ook vergewe. En niemand van ons wat hier sit is perfek nie. Elkeen van ons maak foute. Kan ons toelaat dat die Here in en deur my en jou werk? Kan ek en jy kies om lief te hê soos Jesus? Met oorvloed, genade, met oop arms. En wanneer ek en jy dit kies, laat ons toe dat ons harte oop is vir mense om ons. Wanneer ons harte oop is vir mense, kan die Here kom en ons harte herstel, sodat ons vreugde kan beleef op 'n ander vlak. Johannes 13 vers 34 tot 35, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet, julle disippels van my is. Dit is eintlik nie 'n moeilike taak nie, maar ons kies om dit nie te doen nie. Want ons het ons redes. Kan ek en jy vandag besluit om daai redes by die venster uit te gooi? Kan jy vergewe wie jy moet vergewe? Kan jy God vertrou om jou te vul met vreugde, sodat 'n wêreld wat hard geword het, kan sien dat die Here is goed en hy is getrou. Liefde is die maatstaf van werklike geestelike volwassenheid. Kolossense 3 vers 14, bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid bring. Dis die gom wat ons vashou. Ons families, dit wat om ons aangaan. As ek en jy kies om teen die storm lief te hê, en ek en jy kies om met daai oop arms te lewe. Romeine 12 vers 21, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie,
maar oorwin die kwaad deur die goeie. Elke keer wanneer ek en jy kies om liefde en vreugde bo 'n wraaksituasie te plaas, verklaar ons dat ons nie rus op ons omstandighede nie, maar dat ons weet dat God is getrou. Ek wil oor jou verklaar is, mag jy die lewe wat God vir jou gee, nie net tel in jare nie, maar in oomblikke van vreugde, liefde en vrede. En mag jy nooit vergeet dat elke asem uit genade kom nie. Mag jy leef, lag en lief hê met 'n hart vol dankbaarheid, want die lewe is en sal altyd wees 'n goeie gawe van 'n goeie God. As jy vanoggend die uitstap, laat ek jou weer herinner, dus kan jy kies om jou hart oop te maak, sodat die Here kan kom en ons harte van klip kom sag maak. Kan ek en jy kies dat ons lewe 'n getuienis sal wees, kan ons daai vreugde lewe te midde van omstandighede, ten spyte daarvan of ons nie altyd saamstem nie. Maar kan ons lewe so getuig dat die Here goed is. Kan ek en jy kies vanoggend om teen die stroom lief te hê. Waar dit 'n wêreld is wat hard is, maar kan ek en jy kies om anders te wees. Kan ek en jy daai een wees wat glimlag, wat 'n druk gee vir 'n vreemdeling. Dit het my baie lank gevat. Toe ek my man ontmoet het, hy praat baie. En hy is nie bang vir 'n druk nie. Onthou ons was eendag, ek moet afsit, ons was eendag in Menlyn, ek het nog net uitgegaan. En ek het al geweet, hy gaan almal groet. As ek hard in 'n plek instap, vir een of ander rede ken hy iemand, dit is die realiteit. Dan kruip ek agter die hoek weg, want ek het nie lus om 'n druk te gee nie. En die Here moes my kom genees. Hy moes in my hart kom werk, om 'n liefde te ontwikkel vir mense. En ek glo dat soos wat hy my hart genees het, waar ek nie te veel te doen wou gehad het met mense nie, wil hy jou hart kom genees, dat ons liefde kan gee vir 'n wêreld wat dit nodig het. En net daar waar jy is, kan jy vir net jou oë toemaak. En jy vanoggend vir my sê, Ansel, ek wil lief hê soos Jesus, maar ek ken nie Jesus se liefde nie. Ek het hom nog nooit ontmoet nie. En jy wil vanoggend jou hart en jou hele lewe vir hom gee. Ek jou vra met vir 'n oomblik jou hand op te steek en te laat sak. Ek gaan jou nie vorentoe nooi nie. Dankie. Familie, kan ons saam met elkeen wat hulle hand opgesteek het vanoggend net bid. Dankie Jesus, dat ek vandag kan kies om my hele lewe aan U te wy. Dankie dat ek weet dat U my skoon was soos sneeu. Dankie dat my naam vandag in die boek van die ewige lewe geskryf is. Ek wy nou my hele lewe aan U toe. In Jesus naam. Amen. As jy daai gebed saam met ons gebid het vanoggend, wil ek jou verwys na 'n skakel Ek is Jesus. As jy dit kan invul, ons wil graag vir jou bid op jou naam en kan hoor hoe ons jou kan help in die volgende stap. En hallo kerk, gaan jy lag hierdie week? Amen.